Na die dood van Dr. Hendrik Verwoerd het Suid-Afrika 'n nuwe leier gekry. 'n Man wat met 'n kalm stem regeer het, maar wat in stilte die donkerste era van die Nasionale Party se geheime magspolitiek sou begin. John Vorster was nie soos die beginselvaste Verwoerd nie. Hy was 'n man wat van skaduwees gehou het, wat in die skadu's gewerk het, van staatsveiligheid, van geheime onderhandelinge met intelligensieoffisiere agter geslote deure. Maar waar Verwoerd probeer het om 'n politieke bedeling op beginsel te bou, het Vorster een op beheer gebou. Hy het Suid-Afrika se lot verbind aan geheime ooreenkomste en buitelandse druk. Bly ingeskakel want in vandag se video gaan ons fokus op die langsdienende regeringshoof in die Republiek van Suid-Afrika se geskiedenis, John Vorster. Op papier het John Vorster soos die ideale opvolger vir Hendrik Verwoerd gelyk. Hy het ook inderdaad in bepaalde opsigte die volksstaatgedagte van Verwoerd voortgesit met sy beleid van toenemende selfbeskikking vir die Swarthuislande. Maar onder Vorster het die Nasionale Party wel 'n totaal ander rigting ingeslaan. Nie een van oop hervorming nie, maar deur stil beheer, geheime diplomatie en 'n toenemende skadu van intelligensie. Hy was die man wat met 'n glimlag buite toegewings gemaak het, maar agter geslote deure die veiligheidsstaat tot sy uiterste grense opgebou het. Terwyl Vorster homself as die beskermheer van die westerse orde teen kommunisme wou voordoen, het hy Rhodesië skaamteloos verraai en juis onder kommunisme laat val. Onder sy bewind is die grenskonflik in 'n volskaalse oorlog ontaard, die sogenaamde Bosoorlog, en teen die laat 1970s het daar fluisteringe begin oor die geld, die geheime rekeninge en 'n sluipmoord wat Suid-Afrika se politieke onskuld vir altyd sou beëindig. Wat begin het as Vorster se poging om die land te beskerm, het stadig ontaard in 'n stelsel waar vrees, intrige en verraad die nuwe orde bepaal het. Na die moord op Dr. Verwoerd het daar onmiddellik 'n magsvakuum in die Nasionale Party ontstaan. Die opvolging moes vinnig afgehandel word om stabiliteit te handhaaf en Balthazar, Johannes of John Vorster, toe die minister van Justisie, is kort daarna eenparig deur die MP Caucus as die nuwe eerste minister aangewys. Hy was bekend vir sy harde lyn teen kommunisme en anti-apartheid aktiviste en vir sy beheer oor die veiligheidsapparaat. Alhoewel hy 'n voormalige lid van die Ossewaal Brandwag was, is hy gesien as 'n meer pragmaties en minder ideologies regiet as Verwoerd en sy ander Ossewaal Brandwag makkers. En die hoop was dat hy vir die meeste blankes in die land aanvaarbaar sou wees. Vorster het meer as Verwoerd op buitelandse beleid gefokus, maar het ook in terme van die apartheidsbeleid aanvanklik Verwoerd se lyn voortgesit. In 1970 is die Bantu Homeland Citizenship Act deur sy regering deurgevoer waar volgens swartes nie meer burgers van Suid-Afrika sou wees nie, maar burgers van elkeen van hulle eie tuislande. Verder het hy ook in 1971 die Bantu Homelands Constitution Act deurgevoer, waar volgens swart tuislande hul eie grondwette sou kon skryf. Dit het die grondslag gelê vir die uiteindelike onafhanklikheid van die Transkei, Ciskei, Bophuthatswana en Venda. Vorster se regering het verder ook, anders as wat algemeen geglo word, Verwoerd se beleid van instromingsbeheer grootendeels voortgesit. In 1970 was die bevolkingssamestelling van blanke Suid-Afrika, dit is van Suid-Afrika buiten die tuislande, 65% swart, 20% blank, 11% kleerling en 3% Asiate. Teen 1978, aan die einde van Vorster se era, het die persentasie van swart mense in Suid-Afrika gedaal na slegs 59% en die persentasie blankes het gestyg na 24%. Indien hierdie traject vir net nog 'n dekade langer volgehou sou kon word, sou swartes waarskynlik nie meer 'n absolute meerderheid in Suid-Afrika buiten die tuislandgebiede gewees het nie. Dit sou Vorster se sekuriteitsbeleid en buitelandse beleid eerder as sy binnelandse beleid wees wat soveel weerstand onder die mense ontlok het en uiteindelik sy nalatenskap totaal en al sou vernietig. In die middel 70s het Vorster se regering hom toenemend met ontwikkelinge in ons noordelike buurlande bemoei.
Niemand weet waarom nie. Portugal het in 1974 sy koloniale oorheersing in Angola en Mosambiek laat vaar en binne maande het kommunistiese bevrydingsbewegings met steun van die Sowjetunie en Kuba beheer in hierdie twee lande oorgeneem. Om hierdie rooi vloed of rooi gevaar, soos wat dit genoem was, te keer, het Vorster saam met die VSA se CIA besluit om militêr in te gryp in Angola, ten gunste van die anti-kommunistiese UNITA en FNLA teen die Sowjetgesteunde MPLA. Dit was die begin van die sogenaamde Bosoorlog, of Grensoorlog soos wat dit later bekend sou staan, wat tot 1989 sou duur. Die doel was baie eenvoudig, om die verspreiding van kommunisme in Suider-Afrika te keer en 'n bufferstaat te vestig wat Suid-Afrika se noordelike grens teen gorilla-aanvalle sou beskerm. Aanvanklik het dit belovend gelyk. Suid-Afrikaanse magte het vinnig gevorder tot binne 200 km van Luanda, maar teen die einde van 1976 is die bevel skielik uitgevaardig dat die Suid-Afrikaanse troepe moes terugval oor die grens. Niemand weet hoekom nie. Wat as 'n kort beslissende veldtog bedoel was, het verander in 'n bloedige, eindelose, 15 jaar lange gorilla-oorlog teen die SWAPO in Namibië en teen die MPLA in Angola. Dit kon alles beëindig geword het as Vorster net die Suid-Afrikaanse weermag toegelaat het om Luanda oor te neem en kommunisme totaal en al te verpletter in Angola, soos wat hulle meer as bevoeg was om te doen. Maar om een of ander rede het hy vir die troepe gesê om terug te val in Namibië, wat vandag as Namibië bekend staan, te bly en glad nie meer oor die grens te gaan om aanvalle te loods nie. Duisende jong Suid-Afrikaners is toe in die bos ingestuur, honderde het gesterf en 'n generasie het verbitterd en verward teruggekeer. Die tragiek van die Bosoorlog lê daarin dat dit nie net militêr onbeslis geëindig het nie, maar moreel vernietigend vir daardie generasie was. Teen 1989 was daar geen duidelike oorwinning nie, net verlies, isolasie en 'n land wat 'n groot deel van sy jeug op die grens verloor het. Wat begin het as 'n poging om Suid-Afrika te red, het geëindig as die simbool van sy ondergang. 'n Verdere ironie was dat Vorster ten spyte van sy sogenaamde vrees vir die opkoms van Marxiste in Suid-Afrika bloot eenvoudig geweier het om Rhodesië se onafhanklikheid te steun. Hy het geweier om die blanke regering van Ian Smith in Salisbury as wettig te aanvaar. Al was Smith se regime presies die soort anti-kommunistiese bolwerk wat Vorster beweer het hy wou beskerm by wyse van die oorlog in Suidwes en Angola. Onder druk van Brittanje en Amerika het Vorster Ian Smith se regering in Rhodesië help isoleer en uiteindelik die pad gebaan vir die oorname van ZANU-PF onder leiding van Robert Mugabe in 1980, 'n kommunistiese regime in Rhodesië wat toe nou Zimbabwe geword het, ten spyte van hierdie harde anti-kommunistiese man. Dis baie moeilik om te verstaan. Hierdie is 'n sprekende voorbeeld van hoe Vorster se buitelandse beleid hom en die hele streek duur te staan sou kom. 'n Beleid waar volgens hy sy pragmatiese buigsaamheid en welwillendheid teenoor veral Amerika wou vertoon, maar wat in werklikheid die laaste bastion van westerse invloed in Suider-Afrika help vernietig het. Dit is ook hierdie blaatant inkonsekwente beleid ten opsigte van ons buurlande en ten opsigte van kommunisme, wat baie mense laat vermoed het dat Vorster toe reeds in die sakkie van internasionale belangegroepe was, want sy skuiwe wat hy gemaak het net eenvoudig vir niemand sin gemaak nie. Vorster het verder ook die staatsmag bly sentraliseer en die veiligheidsapparatuur van die staat radikaal verskerp en baie meer geheime ontmoetings en geheime operasies geloods, veral ontmoetings met veiligheidsdienste van ander lande soos Amerika se CIA met wie hy gereeld ontmoet het. In 1969 het Vorster vir Hendrik van den Berg aangestel as die stigtershoof van die Bureau vir Staatsveiligheid, Suid-Afrika se eerste sentrale burgerlike intelligensiediens. Van den Berg het dus vanaf 1969 tot 1978 die hoof van intelligensie in Suid-Afrika geword, met byna onbeperkte mag oor interne en eksterne veiligheidssake.
Hy het direk aan die eerste minister gerapporteer, nie deur die gewone kabinetskakels nie, wat hom uiters magtig gemaak het. Vorster en Van den Berg het weekliks alleen in die geheim vergader. Een van die mees misterieuse sluipmoorde tydens die Vorster-era was byvoorbeeld die moord op Robert van Schalkwyk Smit en sy vrou Jean Corra op 22 November 1977 in Springs. Smit was 'n parlementêre kandidaat, 'n ekonoom en beskou as 'n opkomende ster in die Nasionale Party. En alhoewel dit nie bewys is nie, is daar 'n baie sterk vermoede dat Vorster en Van den Berg verantwoordelik is vir die moord op Smit, wat na alle aanduidings op die punt was om hul korrupsie en geheime koneksies met die CIA bloot te lê. Die hoofrede vir hierdie vermoede is die volgende: een van Hendrik van den Berg se naaste vertrouelinge by die intelligensiediens, generaal Tai Minnar, het gedurende die 1970s in Cuba vir die CIA gewerk. En in 1980 het 'n Amerikaanse joernalis, Joe Trento, in 'n plaaslike koerant in die deelstaat Delaware in Amerika 'n verslag gepubliseer oor die CIA se strategie om Kubaanse kontrakmoordenaars te kry om hul vuil werk vir hulle te doen. In die verslag skryf Trento die volgende: The known victims of the Cuban hit team include former Chilean General Carlos Prats and his wife Corra, killed in an October 1974 bombing in Buenos Aires, Chilean Minister of Defense Oscar Bonillo, blown up with 5 other people in a helicopter in Chile in March 1975, Ronnie Captain Moffat and Orlando Letelier, who died in the September 1976 Washington car bombing, and, en hierso is waar die interessante deel kom, South African economist and his wife who were shot dead in their South African home in November 1977. Daar kan geen twyfel wees dat Trento hier in sy verslag na die moord op Robert Smit en sy vrou verwys nie. Alhoewel daar dus nie 'n klinkklare bewys is wat Vorster en Van den Berg tot die moord verbind nie, is hierdie episode wel een sprekende voorbeeld van hoe geheime intelligensiedienste, insluitende die CIA, toenemend 'n houvas op die Suid-Afrikaanse politieke landskap onder Vorster en Van den Berg verkry het. Dit lyk immers ook asof die CIA 'n beduidende invloed op Vorster se buitelandse beleid en veral sy beleid ten opsigte van die buurlande gehad het. Dit is die enigste manier om te verklaar dat die NP op daardie stadium oorlog gemaak het teen kommuniste in Angola en 'n geweldige anti-kommunistiese retoriek gedryf het en in Suidwes dieselfde, maar bloot eenvoudig geweier het om Ian Smith, die grootste anti-kommunis in Rhodesia, enigstens te ondersteun en Rhodesia toe laat val het onder kommuniste. Die swak buitelandse beleid en tiranniese geheime staatsapparatuur van Vorster en beheer deur Van den Berg sou uiteindelik ook lei tot die ondergang van die Nasionale Party in die vroeë 1990s. In ons volgende deel van die reeks gaan ons fokus op die politieke onstuimige 1980s en 90s, toe die land deur P.W. Botha en F.W. de Klerk gelei is. As jy wonder hoekom ons hierdie reeks oor die verlede doen en spesifiek oor na apartheid kyk, kyk gerus na ons inleidingsvideo waar ons bespreek hoekom hierdie historiese blik oor die apartheidsera so belangrik is vir ons tyd vandag, deur slegs op die skakel hier te klik. En oorweeg asseblief om 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Deur ons hande sterk te maak, kan jy ons help om die mense se harte te verander. Totsiens en God seën elkeen van u.